As baie welkom weer eens aan julle almal. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons lees dat U is vir ons 'n genadige God, groot in U goedertierenheid, en dat U is vir ons ook 'n God wat in ons lewe betrokke is. Ons hoor dit ook vanaand deurdat U met ons praat deur U woord. U spreek ons as U kerk ook aan en ons verstaan hoe ons in hierdie wêreld moet optree. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees aan ons ook die gewillige harte sal gee om te gehoorsaam en te doen wat U van ons vra. Baie dankie vir ons saamwees, al is ons op baie verskillende plekke. Dankie dat ons tegnologie ook ten goeie kan aanwend in hierdie wêreld. Ons vra dit alles van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ekskuus, hier is nog 'n klompie mense, ek dink dis dalk almal. Waar is hy? Ja, kom nog 'n paar in. Waar is hy? Goed, nou ons lees, ek begin ook die gedeelte deur te sê, dis 'n deel wat ek dink baie mense nie lees nie. En dit is eintlik so jammer dat mense nie hierdie gedeelte lees nie. Dit is 'n wonderlike ryk gedeelte. Ek dink dat ons sal baie kan leer uit hierdie gedeelte, en ek het eintlik gedink dat ons sal meer as een keer dalk praat oor 1 Korintiërs hoofstuk 16. Goed, die insameling vir die Christene in Jerusalem. Ekskuus, ja, ek het die regte vertaling wat ek wil gebruik, die 53. Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. En wanneer ek aangekom het, sal ek die persone wat julle goedkeur met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring. En as dit die moeite werd is, dat ek ook gaan, kan hulle saam met my reis. Maar ek sal na julle kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië, en moontlik sal ek by julle vertoef of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly as die Here dit toelaat. Maar ek sal in Efese bly tot Pinkster toe, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. En as Timoteus kom, sorg dat hy sonder vrees by julle is, want hy doen die werk van die Here net soos ek. Laat niemand hom dan minag nie, maar help hom verder in vrede, dat hy na my toe kan kom, want ek wag vir hom saam met die broeders. Met betrekking tot die broeder Apollos, by hom het ek sterk aangedring om saam met die broeders na julle te gaan, maar hy was heeltemal onwillig om nou te gaan. Hy sal egter gaan, wanneer die tyd vir hom geleë is. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. En ek versoek julle broeders, julle weet dat die huisgesin van Stefanas die eersteling van Agaia is, en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het, dat julle ook onderworpe moet wees aan sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en arbei. En ek verbly my oor die aankoms van Stefanas en Fortunatus en Agaikus, omdat hulle my gemis aan julle vergoed het. Want hulle het my gees verkoop en julle sin ook. Erken sulke manne dan. Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscilla
saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. Al die broeders groet julle, groet mekaar met 'n heilige kus. Die groete van Paulus met sy eie hand. As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha. Die genade van die Here Jesus sy met julle. My liefde met julle almal in Christus Jesus. Amen. Nou ja, baie mooi afsluiting, en as 'n mens in ag neem, ons is nou al 'n hele tydperk besig met die boek 1 Korintiërs. Dis die eerste keer wat ons iets van Paulus se eie hand lees, nee, wat hy self geskryf het. Ons weet, hy het nie meer maklik geskryf nie. Daar is al baie daaroor gedink of dit moontlik miskien was as gevolg van sy oë. Maar dan sou 'n mens amper baie moeilik kon verklaar hoekom kon hy nog hierdie deeltjie geskryf het. Hoe dit ook al sê, hy het waarskynlik dan van 'n skriba gebruik gemaak, iemand wat namens hom die skryfwerk hanteer het. Nou ja, ek wil graag vir julle hierdie gedeelte met julle deel. Net gou hier kry, daar lê hy, ek dink dit is hy. Nee, dit is nie hy nie, dis daai ene. Daar is hy. Ek kom net so 'n bietjie hier verklein dat ek kan oplaai. Nou ja, dit is 'n baie praktiese, maar belangrike hoofstuk in die Bybel, en ek het nou reeds daarna verwys. Dis eintlik 'n tragedie dat die mense nie hierdie hoofstuk lees nie, want dan sal hulle baie dinge van hoe daar in die kerk gewerk word beter kan verstaan. Nou, ons gaan vinnig daardeur werk vanaand, en ek dink moontlik gaan ons nog 'n keer na hierdie hoofstuk moet kyk. Die evangelie van Jesus Christus verander hoe ons na ander mense kyk. Ons sien ander mense in hulle nood raak in die eerste plek, maar ons wil ook iets doen om hulle te help. En ek dink ons lewe in 'n wêreld waar daar geweldig baie nood is. Die probleem is nie om die mense raak te sien of te kry wat in die nood is nie, maar is om te weet, hoe moet jy elkeen help? Wie is werklik die wat hulp nodig het? Ek is baie versigtig vir die tipe prediking wat 'n ou hoor, en dan is die toepassing, wat maak jy met die bedelaar wat in jou motor se venster kom klop? Wat doen jy vir die mense wat by jou huis se voordeur opdaag en vir jou vra vir geld? En ek het al daarna verwys in ander Bybelstudies. Ek dink die ding wat jy nie moet doen nie, is om vir hulle geld te gee. En laat ons met mekaar eerlik wees daaroor, jy gee geld, want dit is makliker, en gewoonlik is dit 'n fout. As jy gaan kyk wat hierdie mense met daardie geld doen, dan sal jy waarskynlik nie weer vir hulle geld gee nie. Maar om betrokke te wees by mense, werklik te weet wat hulle nood is, werklik te verstaan wat hulle behoefte is, en dit aan te spreek vat tyd en baie moeite, en daarom glo ek het die kerk ook in Suid-Afrika 'n baie belangrike sosiale rol om te speel in die gemeenskap, want ek dink dat die kerk is 'n voertuig, spesifiek die diens van barmhartigheid, om 'n verandering te maak ook in Suid-Afrika, en die vraagstukke waarmee ons in Suid-Afrika gekonfronteer word. Maar dan moet ons baie meer moeite doen as wat dalk tans die geval is. So ek sê altyd dat ek oor die algemeen eerder help deur my diakonie. Nou, as jy mooi gaan lees wat daar in die Bybel geskryf staan, dan kom jy agter dat hierdie mense het mekaar gehelp, en hulle was baie keer ver van mekaar af. En die diakonie, in terme van die kerkorde, het die mandaat om nie net mense binne die gemeente nie, maar ook mense buite die gemeente te help. So hulle het eintlik 'n baie breë mandaat, en daarom sê ek weet hoe word besluite geneem deur die diakonie, en dit word met groot versigtigheid gedoen. Hulle maak eers inligting by mekaar, maak seker vir wie gee hulle die kerk, vir wie gee hulle die geld, hulle volg op
wat het gebeur met die geld? Gewoonlik sê nou maar, neem 'n voorbeeld soos die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys, TOIBO, hier in Pretoria, wat kinders met spesiale onderwysbehoeftes help. Die Gereformeerde Kerke is die enkele grootste bydraer tot hulle fondse. Hulle stuur byvoorbeeld gereeld 'n verslag hier en sê, ons het dit gedoen, of ons doen dit, dis waarmee ons besig is. En dis vir my verantwoordelik. Ek kan verstaan wat gebeur met dit wat die middele wat die Here vir ons gegee het en wat aan ons sorg toe vertrou is en hoe ons dit aanwend. Jy moet dus op 'n sekere manier dink oor die kerk. En jy moet aan nie net jou plaaslike gemeente dink as 'n gemeente wat 'n liggaam is van ons Here Jesus Christus nie, maar jy moet eintlik die kerkverband sien as liggaam van ons Here Jesus Christus, en ons het weer bande met ander kerkverbande, en met ander kerkverbande oor die wêreld heen, en saam vorm al die ware gelowiges die liggaam van ons Here Jesus Christus. So ons praat met mekaar, ons luister na mekaar, ons korrespondeer met mekaar, ons help mekaar, dit verg baie om daai bande met mekaar aan die gang te hou. Maar dit is wat die kerk is. Die kerk is dus 'n baie groter netwerk, wil ek sê, oor die hele wêreld. Nou, jy moet nie net klein dink oor jou gemeente in Pretoria of Lichtenburg of Lindley of Reitz of Heilbron nie. Ons is 'n groot netwerk oor die hele wêreld. En wat ons verenig is ons geloof in Christus en die een Heilige Gees wat in ons almal woon en werk. En ons het mekaar lief. Ek het al die ervaring gehad dat ek op 'n vergadering kom en dan ontmoet ek onthou een spesifieke oom, en ek dink nie hy leef meer nie, wat ek 'n hele paar keer op kerklike vergaderings ontmoet het van Kanada. Ek onthou sy naam was Ray, kan nou nie sy van onthou nie, en hy het altyd vir my gesê, elke keer as ek hom ontmoet het weer, dan vra ek vir hom, hoeveel kleinkinders het hy nou? Op 'n stadium het hy meer as 70 kleinkinders en agterkleinkinders gehad. Maar 'n mens het dadelik 'n band met mekaar, nee. Jy voel, jy is geheg aan mekaar. En ek het al ook gesê, jy weet, maak nie saak waar jy in die wêreld kom nie, en jy staan in 'n kerk, en al verstaan jy nie die taal nie, maar ons deel met mekaar die kerklied en die geneese melodie, dan sing ons, in ons hart kan ek saam sing, ek ken hierdie melodie, en ek weet wat psalm is dit wat hier gesing word. So, ons werk wêreldwyd saam vir een evangelie, en ons weet, ons dra saam die verantwoordelikheid vir die kerk, ons moet voorsiening maak vir die kerk, ek moet saam met ander predikante kan werk, predikante kan ook dieselfde sonde hê, as wat jy kry byvoorbeeld onder ander professies, waar mense so nie lekker met mekaar saamwerk nie, want elkeen dink hy is die beste. Ons moet mekaar bemoedig, en ons wil alles doen tot die seën of tot die eer van die Here. Goed, so ons moet voorsien vir die kerk. Dit is my baie hoë prioriteit. Ek praat uit my eie uit met my ouderling. Nou toe ek huisbesoek gekry het van oom Fanie, hy het ons eintlik hier kom besoek by my kantoor in Rodepoort, waar my vrou se spreekkamer ook is. Sit ons en ons gesels, en toe bespreek ek met hom ons dankoffer, en wat ons beplan om te doen in die jaar wat kom, en waarby ons hoop om uit te kom. Dis my verantwoordelikheid as 'n gelowige om daardie gesprek met my ouderling te hê, dat die gemeente weet, wat gaan ek bydra, dat die kerkraad weet, hoe gaan ek my verantwoordelikheid nakom. Ek wag nie dat die ouderling met my die gesprek het nie, ek het die gesprek met hom, want dit gaan vir my oor die Here. Die Here is vir my die heel belangrikste, en daarom wil ons geld op 'n sekere manier in sy diens aanwend. Nou Paulus skryf, wat die insameling vir die heiliges betref, onthou nou die boek Handelinge,
vertel vir ons van die gemeente van Jerusalem wat wonderlike werk gedoen het, maar ons kom ook agter éventueel deur die Nuwe Testament, dit gaan nie meer so goed met daai gemeente nie, waarskynlik as gevolg van die vervolging deur die Jode, en daardie gemeente sy lidmate voer 'n sukkelbestaan. Nou Paulus het sy lewe lank in sy bediening vir hierdie gemeente ingesamel en geld bymekaar gemaak by die gemeentes wat meestal bestaan het uit lidmate uit die heidendom. So elke keer as hy 'n nuwe vraag beantwoord, onthou nou, 1 Korintiërs het gegaan oor, hulle het vir hom 'n brief geskryf met 'n klomp vrae en hy antwoord ook daardie vrae, en een van hierdie vrae was waarskynlik, waarom moet hulle geld bymekaar maak? Waarom moet hulle bydra vir hierdie saak? Hulle het niks met hierdie mense te doen nie. So elke keer as hy skryf wat die betref, dan weet ons, hy antwoord 'n vraag wat hulle gevra het. So hier antwoord hy nou die laaste vraag wat hulle aan hom gestuur het. Hulle sou hom gevra het oor, hoe gaan dit wat hulle nou bymekaar gemaak het, hoe gaan dit in Jerusalem kom? Dis 'n geldige vraag, is waarskynlik 'n klomp geld. Hoe weet ons dit gaan daar kom? Hoe weet ons dit is veilig? Waar geld in die kerk hanteer word, moet ons besef, geld is nie vuil nie, geld is nie op sigself boos nie, maar geld bring groot verantwoordelikheid mee. En die mense wat met die geld werk in die kerk, wanneer daar vrae gevra word, moenie voel, hulle word bevraagteken, of dis 'n aanval op hulle nie, op hulle integriteit nie. Nee, daar moet openheid wees in die kerk oor geld. In die wêreld is daar nie openheid oor geld nie. Elkeen hou dit 'n geheim, nee. Maar in die kerk moet daar openheid wees. Die kerk is anders as die wêreld, wonderlik anders as die wêreld. En as dit dan kom by geld in die kerk, moet daar verantwoordbaarheid wees. Met ander woorde, gereelde verslagdoening aan die gemeente, waar enigeen welkom is om 'n vraag te vra, en daai persoon se vraag moet geantwoord word. Want ons werk eerlik met dit wat die Here vir ons gegee het. Hoe moet ons gee? En dan skryf Paulus, die reëling wat ek in die gemeentes van Galasië getref het, moet julle ook so uitvoer. Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week, dit is die Sondag, 'n bedrag op sy sit en volgens sy verdienste spaar, sodat jy het nou gespaar voor die tyd, eerste dag van die week, vat jy daai geld, sodat die insamelings nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. So Paulus sê, dis 'n eenvoudige beginsel, elke bedrag wat jy spaar, op die ou ende is dit 'n groot bedrag. Maar as jy eers daarmee gaan begin, dan gaan ek net daai bedrag kry van daai dag. Begin nou betyds asseblief, sodat dit werklik 'n mooi bedrag is. So 'n mens moet ook beplan in die kerk en beplan die finansies en dra doelgerig by, sit iets op sy, probeer dit, as jy elke dag van die week net R5 ingooi, dink net in 'n bottel byvoorbeeld, dink hoeveel kan jy Sondag bydra as die kollektesakkie verbykom. En as jy 2 R5 ingooi, want daar is dalk 2 kollektes, of dalk 2 R10, of wat ook al jou vermoë is, dan gee 'n mens baie effektiewer, en dit staan juis op die jaarbeplanner, wat die kollektes is, sodat ons kan beplan, sodat ons weet, waarvoor gaan die geld. Dit word ook baie keer in die afkondigings verduidelik, daar word gesê, hierdie geld word gebruik, byvoorbeeld vir deputate jeugsorg, dit is die mense wat werk met die beplanning rondom die jeug, wat materiaal produseer, wat dit organiseer, wat dit bestuur in ons kerkverband. Baie belangrik is natuurlik, in die geval, lyk dit baie meer na 'n diens van barmhartigheid kollekte. Nou, diens van barmhartigheid is die werk van die diakens. En dit is baie meer as net die versorging van arme mense. Die diens van barmhartigheid is om seker te maak dat daar 'n warm gemeenskap van gelowiges is, en dat niemand buite daardie gemeenskap beland nie.
Dis 'n baie breër definisie as net om geld te gee vir arme mense. Maar dit kan byvoorbeeld ook wees om te help dat die gemeente sekere dinge kan in stand hou, sodat almal daar kan wees en almal kan deelneem. Sê byvoorbeeld, as ek 'n voorbeeld kan noem, daar is 'n gesin waarvan die kinders nie die jeugkamp kan bekostig nie. En dan kan 'n mens na die diakens toe gaan en sê, hier is 3 of 4 kinders wat regtig op die kamp moet gaan, en hulle ouers kan dit nie bybring nie, kan julle daarmee help. En dan kan die diakens daarmee help. Maar hoekom moes hulle aan die armes in Jerusalem gee? Want die kerk is 'n wêreldwye gemeenskap van gelowiges. Al is hulle ver van mekaar af, hulle gee vir mekaar om. Hulle is verenig in Christus en in een geloof wat hulle met mekaar deel. Wanneer jy elke week of elke maand 'n klein bedrag op sy sit, dan groei dit. Dis 'n eenvoudige beginsel, nee. Jy mis dit nie as jy dit dan gaan gee nie, want jy het dit oor 'n langer tydperk by mekaar gemaak. Ek hou daarvan dat ons ook gereeld fondse by mekaar maak, sê vir nie net vir die diakens nie, maar ook byvoorbeeld vir ander kerke. Wanneer dra ons vir ander kerke by? Baie mense dink nie hieraan nie. Wanneer ons bydra vir sustentasie, byvoorbeeld, dan dra ons direk by vir ander kerke. Ons help ander kerke wat dit nie kan bekostig nie, om bediening te kan bekostig. En dit is tog ongelooflik belangrik om medegelowiges te help om bediening te kan bekostig, want hoe belangrik is bediening nie nou vir jou en my nie. Ek meen, ons lewe daarvan, nee. Ons lewe draai daarom. Nou kan ons ander mense ook help dat hulle bediening kan bekostig. So sustentasie, baie belangrik, is eintlik om ander kerke te help. Die evangelie, broer en suster, is so 'n belangrike saak, nee, en ons moet die evangelie op alle maniere bevorder, en jy het ook fondse nodig om dit te doen. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede kan ryk word. 2 Korintiërs 8 vers 9. Sal weer oor daardie vers praat. Ek is vandag wie ek is, omdat God in sy rykdom aan my gedink het. En daarom, alles wat ek is en wat ek het, is syne. Ek is net wat ek is, omdat hy my dit gemaak het. Ek is in elk geval die rentmeester van my Vader se goed. So dit moenie vir my swaar wees, wanneer daar met my gepraat word oor 'n spesifieke behoefte in die gemeente nie, dan moet dit vir my maklik wees, dit moet vir my 'n vreugde wees, om te sê, ek wil baie graag hierby betrokke wees, ek wil baie graag hiertoe bydra, dit is ook vir my belangrik, dit lê my ook baie na aan die hart. So, daardie versie, ons skuld God alles, wat kan ons nie vir hom doen nie? En konkreet, ek kan vir hom iets gee, ek kan vir hom elke week iets gee, en wys hoe belangrik hy vir my is. Daar is 'n baie mooi gebruik wat ek in die Vrystaat teëgekom het, en ek het self beleef, hoe ver dit ons gemeente aangehelp het, en dit was, mense het voorheen uit hulle testamente 'n gedeelte aan die kerk bemaak. So, 1 of 2 keer het dit nou al gebeur, dat daar was 'n bemaking aan die kerk, en dit was 'n baie goeie tye gewees, wat ons het gekry het. So, dis vir my ook 'n mooi praktyk, iets mooi wat ek dalk self ook moet oorweeg. As jy hierdie motivering verstaan jy ook waarom Paulus ook sê, dat sommige kerke te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Nou, hoeveel keer
hoor 'n mens dat mense sê, asseblief, ek wil ook betrokke wees. Asseblief, ek wil ook 'n kans kry om hiertoe by te dra. Daardie positiwiteit, daardie gesindheid is baie belangrik en meen ek moet by ons almal wees. Verder moet ons offergawes nie net gereeld doelgerig en na verhouding wees nie, dit moet ook onberispelik wees. En ek dink so daaroor, dat die Here weet wat ek het, die Here weet hoe vol my lewe is met sy goedheid, en ek weet mense weet nie, maar ek weet, en die Here weet. En daarom wil ek nie synig wees as dit kom by die Here nie. Ek kan spaarsamig wees, dis nie 'n slegte ding nie, maar hoeveel keer is daar maar die gevoel by 'n kerkraad, hierdie lidmaat is daarom in staat tot meer, maar hierdie lidmaat dra net nie meer by nie. En jaar na jaar bly dit maar dieselfde. Dus maak seker dat jy spaarsamig, maar nooit synig teenoor die Here en teenoor sy kerk nie. Paulus skryf, wanneer ek opdaag, sal ek, wie julle ook al goedkeur, met aanbevelingsbriewe stuur, om julle gawes na Jerusalem te neem. Paulus sê dat hulle iemand moet kies wat betroubaar is, iemand wat hulle goedkeur, en nie net moet hulle goedgekeer word nie, maar 'n brief sal saam met hulle gestuur word wat sê, wat is hierdie geld, en waarvoor moet die geld gebruik word? Ons het nog basies maar dieselfde praktyk in die kerk, in 'n wêreld gevul met korrupsie en omkopery en gierigheid, waar mense vashou, krampagtig vashou, is dit wat in die kerk gebeur wonderlik, dis anders, dit moet anders wees. Ons moet eintlik vir die wêreld wys hoe behoort 'n mens te werk met dit wat die Here vir jou gee. Maar ons moet ook onberispelik werk met die geld wat die Here vir ons gee. Dit is baie belangrik. En daarom sê ek, daar moet ook 'n openheid wees en 'n bereidheid wees om te praat oor. Hoekom? Omdat ons die liggaam van Christus is. Mense moet in ons hantering van geld kan sien hoe moet met geld gewerk word in hierdie wêreld. Dit gaan nie oor ons naam of ons geld nie. Ons word geroep om rentmeesters te wees oor sy naam en sy hulpbronne, om dit aan mekaar en vir die wêreld te wys, soos wat ek gesê het. En hierdie fondse sou gaan na 'n kerk wat, moet julle onthou, van Korinthe af, baie ver van hulle af is. En ek vind dat baie keer is mense huiwerig om te sê, ja, maar ons moet die geld hier hou en hier gebruik in ons gemeenskap, hier is baie armoede. Dis natuurlik 'n groot vraag, hoeveel is genoeg? Moet 'n kerk sit op miljoene? Dis 'n goeie vraag. Ek bedoel nou nie net 'n miljoen vandag is ook nie baie nie, maar jy sit met kerke wat regtig baie miljoene het. Is dit geregverdig? En jy sukkel. Dit is ironies dat daardie kerk met daardie groot somme geld neem nie maklik daarvan afskeid nie, deel dit nie maklik nie. Is dit reg? Ek dink nie dis reg nie. Ek dink dit is vir my 'n probleem. Terwyl daar ander gemeentes is, byvoorbeeld op die platteland, wat skaars bediening kan bekostig, wat hulle dood sukkel om alles bymekaar te hou, terwyl hier ander gemeentes is wat sit met groot somme geld in hulle bankrekening wat hulle niks mee doen nie, behalwe om vir mekaar te sê hoeveel rente het hulle sedert die vorige verslaggewing gekry. Ek weet nie, ek dink nie dit is baie verantwoordelik nie. Ons behoort breed na behoeftes te kyk. Dit was nie asof sommige van die kerke wat gegee het nie self arm was nie. Baie van daardie mense het self swaar gekry, maar in hulle armoede het hulle bygedra. Hier is vir my 'n baie belangrike voorbeeld. Jy weet, na die Boereoorlog was die Afrikaner verarm, die mense se plase is afgebrand gewees in die Vrystaat. Ek dink Lindley is juis 'n goeie voorbeeld, nee. Die kerk was afgebrand, en dit was van die armste mense wat hulle daar gaan vestig het. Die Engels het hulle soontoe geskuif, hoe ek die geskiedenis verstaan. Maar daardie mense het keer op keer geld bymekaar gemaak, kerkgeboue herstel, of nuwe kerkgeboue gebou.
En as ons daardie geboue vandag moes bou, sou dit groot somme geld verg om dit te bou. Maar daardie mense het vanuit hulle spaarsamigheid, hulle sin vir verantwoordelikheid maksimaal bygedra, en vandag pluk ons die vrugte daarvan. En hulle het kerk gebou. Hulle het dit letterlik gedoen. En dan vra 'n mens maar, doen ons dit nog vandag? Is ons aktief besig om die kerk van die Here uit te bou? Wat laat ons na vir die nageslag? Ons glo nie dat die kerk net hier bestaan nie, maar ons glo ons het broers en susters reg oor die wêreld. Een van die mense wat ek so ontmoet het, wat heeltemal anders te gelyk het as ek, was 'n man, soos wat hulle sal sê, wat jy kan met 'n steenkool 'n wit streep op hom trek uit Sudan. En ek sal hom tot vandag onthou. Daai man het soveel moeite gedoen, dit het hom so lank gevat om by daai vergadering te kom. Maar hy het gekom namens sy kerk, die mense het hom gestuur, en het was 'n wonderlike man met 'n pragtige getuienis. Hy het ons almal aangevuur en bemoedig, en hy lyk heeltemal anders as ek, maar hy's gereformeerd soos ek, is werklik my broer in Christus. En hy lyk heel anders as ek, maar ons het 'n band in Christus, en ons deel een gees met mekaar. Dit was vir my wonderlik. En ek het daai ervaring meer kere gehad. En 'n mens moet 'n bietjie verder kyk, en werklik kyk na wat glo mense. En ek meen, daai mense word, ek dink uitgekom uit die suidelike deel van Sudan. Hulle word swaar vervolg deur die moslems, hulle kry baie swaar, en hulle het groot offers gebring om hom hier te kry by daai vergadering. En wat 'n verskil het hy nie gemaak nie. So ja, ek dink 'n mens moet jou hart werklik oor die goed gaan ondersoek. Ons moet steeds weet dat die geld wat beskikbaar gestel word, sal met die nodige versigtigheid aangewend word, maar ek dink, daarom is verslaggewing so belangrik, en eerlikheid, en openlike gesprek met mekaar oor wat maak ons, wat doen ons met dit wat ons het. Nou die wêreld is baie ingestel op kompetisie, en gemeentes, en ons het dit gehad hier in hierdie brief aan die Korintiërs. Party het gesê hulle is vir Paulus, ander het gesê hulle is vir Apollos. Hulle het verskillende faksies gevorm rondom persone, en predikante is ook mense, en predikante kan baie keer dieselfde ding doen. En kan ook lei aan hoogmoedigheid. Hoogmoedigheid is 'n verskriklike sonde, wat die basis is van baie van die sondes wat daar is. Ek dink ek is beter as jy. Ek dink ek is beter as jy op grond van. Noem nou maar op. Ek dink ek is beter as jy, want ek het 'n doktersgraad en jy het nie 'n doktersgraad nie. En ek het hierdie prestasie en jy het nie hierdie prestasie nie. Predikante kan ook daaraan skuldig wees. En mens kom agter, mens weet nie wat het daar gelê tussen Paulus en Apollos nie, maar ons moet kan saamwerk. Want dit gaan tog oor die Here, nie oor die persoonlike verskille tussen ons nie. Daar is nie veel wat jy in 'n kort besoek kan doen nie, maar Paulus sê, hy gaan hierdie mense weer kom besoek. Paulus het baie gereis, en dan het hy vir lang tye by hierdie gemeentes oorgebly, en hulle bedien, en dan het hy weer verder gereis na 'n volgende gemeente toe. En ek dink ook, veral op die Vrystaatse platteland, dit is maar my visie, en ek het onlangs ook in 'n stuk wat ek opgestel het vir Klasses Oos-Vrystaat dit gesê, dat gemeentes moet aanvaar, hulle moet hulle predikante beginne deel met kleiner gemeentes wat nie nou predikante het nie. Ons moet ook soms ons predikante kan stuur om byvoorbeeld nagmaal te gaan bedien op ons gemeente se koste. Dat ons daardie gemeentes kan ook help opbou en moontlik weer op hulle voete kan kry. En dit gebeur al meer en meer op die Vrystaatse platteland, dat jy kry 1 of 2 sterk gemeentes in 'n klas is, en dan 'n klomp kleiner gemeentes wat baie sukkel. So dit is belangrik dat ons 'n ander bedieningsmodel probeer kry,
en daar volgens probeer werk, en daar is 'n probleem, dat gemeentes kan selfsugtig wees en sê, dis ons predikant, ons betaal vir al sy tyd, so hy bly net hier, en dan praat ek nie eers van predikante wat onderling met mekaar 'n probleem kry nie, ek dink dit moet glad nie gebeur nie, en dis jammer as dit gebeur, maar samewerking is verskriklik belangrik, en ons behoort mekaar in bediening te ondersteun. Goed, intussen wou Paulus in Efese gebly het, van waarof hy hierdie brief geskryf het. Hy sê daar het 'n wonderlike deur oopgegaan, 'n kragtige deur, pragtige geleenthede. Miskien was dit een spesifieke persoon wat in 'n invloedryke posisie was, en daar het baie mense tot bekering gekom, maar waar die evangelie van God grondvat, dan het jy ook baie teestanders wat dit probeer keer, en die een gaan nie sonder die ander nie, hulle loop maar hand aan hand. Net omdat die kerk groei beteken dit nie dat alles daar is reeds veilig nie, en dat die waarheid staan vas en kan nie weer teruggedruk word nie. Wanneer die kerk sukses geniet, soos wat Paulus in Efese ervaar het, dan kom daar ook teenstand, en ek dink is belangrik dat 'n mens dit ook altyd in gedagte moet hou. Paulus waarsku mos, onthou julle in Handelinge 20, hoe daardie toneel op die strand van Milete, waar hy die ouderlinge van Efese waarsku en vir hulle sê, onthou, skuur weggaan, hier kom wrede wolwe, wat die gemeente gaan wil binnendring, en wat hierdie gemeente uit mekaar gaan wil skeer. So ja, die teenstand is daar altyd, maar dit moet ons nie verhoed om die werk van die Here te doen nie. Daarom juis moet ons mekaar probeer ondersteun. Het is baie mooi hoe Paulus opkom vir die jong dominee Timoteus. Nou ons weet, Paulus se geestelike testament, die laaste briewe wat hy geskryf het, was sy briewe aan Timoteus, nee. En Timoteus het hy gesien as sy geestelike kind. So, toe was Timoteus nog 'n jong man. So hier was hy was baie jong gewees, en mense maak so, ek onthou toe ek 'n jong predikant was, en as ek konflik gehad het met ouer ooms, veral ouderlinge, dan het hulle my dadelik gewys op my ouderdom, en hoe oud hulle is, en hoe lank hulle al in die kerk is, en hoeveel hulle weet, en ek moet net onthou hoe jonk ek is, en een of twee keer het ouer dominee dit ook met my gedoen, en dan was die ouer dominee verkeerd. Paulus sê, ouderdom moet ons nie beskou as 'n kriteria om te bepaal hoeveel is iemand werd nie. Jy kan iemand kry wat oud is, maar min gegroei het in sy lewe, en eintlik nog maar 'n kind in die geloof is. En dan kan jy iemand soos Timoteus kry wat nog 'n jong man is, maar hy is kragtig in die Here, en hy is volwasse in die Here, en hy kan baie beteken vir die gemeente. Nou weet ons, hierdie gemeente van Korinthe was 'n besondere moeilike gemeente, nee, klomp moeilike mense, en hulle het graag hulle geliefde predikers gehad, Paulus en Apollos en noem nou maar op, nee, en Cephas, al die groot figure, en hier kom daar nou 'n baie jong dominee wat Paulus na hulle toe stuur by die naam van Timoteus, en dan sê hulle vir hulle self, ag wat jong, nee kyk, hierdie Timoteus spreek nie so goed, soos wat Paulus spreek nie, of Timoteus doen nie huisbesoek so goed soos wat Apollos dit gedoen het nie, en gou, wat gaan hulle doen? Hulle gaan Timoteus moedeloos maak. Hulle gaan maak dat Timoteus naderhand sê, maar ek weet nie of ek hierdie werk vir die Here kan doen nie. En hulle kan kritiek hê. Jy weet, ek dink onder gereformeerdes ongelukkig, ek dink baie mense om gereformeerd te wees is om 'n mond vol te hê oor elke preek, om krities te wees oor alles. En dit is nie wat dit beteken om gereformeerd te wees nie. En Paulus waarsku daarteen. Hy sê, moenie mense moedeloos maak nie, veral nie jong mense nie. Dink aan daardie proponente wat die jong dominees, een positiewe woord beteken soveel vir hulle. En as 'n mens leiding wil gee, kan jy dit op 'n mooi manier kan jy dit doen. As Timoteus kom, sê hy, sorg
dat hy by julle niks te vrees het nie. Jy het nie Korinthe toe gegaan en nie iets gevrees as jy 'n dominee was nie, want hulle het die hele tyd fout gesoek. Hulle het kerk toe gekom om fout te soek. En dis 'n verkeerde gesindheid. Doen hy ook die werk van die Here? Daarom moet niemand hom minag nie, want hy was nog jonk, nie? Help hom in vrede om na my te kom, want ek verwag hom saam met die broeders. So Paulus sê, help hom voort. Wees versigtig en kies jou kritiek mooi en versigtig. Dink, hoe kan jy dit wat jy sê opbouend sê? Hoe kan dit hierdie persoon eerder aanhelp? Hy sal gaan wanneer dit vir hom geleë is. Die hele ding met Apollos is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Paulus het die gemeente nie net aangemoedig om Timotheus goed te ontvang nie, maar hy het ook by Apollos die oortuiging probeer werk om saam met hom te gaan. Ek dink, maar my opinie, dat as hy met Apollos daar opgedaag het saam met hom, dan kon hy hierdie faksiebouery wat in die gemeente aan die gang was, hierdie kliekvorming, kon hy gestop het, want hier is hulle dan nou saam. Sien, dit is baie moeiliker om dan die een teen die ander een af te speel. Blykbaar het die kerk hom gevra om te kom, want dit is die laaste keer dat hy sê en oor, in antwoord op die brief wat hulle geskryf het. Hier sien jy dat predikante nie altyd saamgestem het nie, want Paulus het Apollos probeer oortuig, maar Apollos wou nie. Apollos het 'n rede gehad, of hy nie saam met Paulus wou gegaan en gaan het nie, dit weet ons nie, maar Paulus kon hom nie oortuig nie, en tog sê Paulus dit versigtig, en op so 'n manier, dat 'n mens nie eintlik kan agterkom. Hy sê, hy sal kom wanneer dit vir hom geleë is. Ek oordeel nie daaroor nie, ek praat nie daaroor nie, ek weet, Apollos sal doen wat hy moet doen, ons elkeen staan voor die Here. Dis vir my 'n mooi gesindheid, dis vir my die regte gesindheid. Dan skryf hy oor die bemoediging vir die plaaslike kerk, wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manlik, dink ek in die 33-53 vertaling gesê, wees manhaftig, wees sterk. Bemoediging is so 'n belangrike deel van kerk wees. In enige gegewe week, in enige gemeente, is daar soveel mense wat bemoedig moet word. Dis eintlik daardie mense op die lief en leed lysie, of wat julle dit ook al noem in julle spesifieke gemeente, daardie mense se name word afgekondig, nie sodat mense interessante inligting moet hê wat hulle kan loop en rond vertel en skinder en sê ek het in die kerk gehoor nie. Dit is sodat jy vir mense kan bid, sodat jy hulle kan bel, sodat jy vir hulle kan sê, ek bid vir jou, ek dink aan jou, kan ek vir jou kom kuier, kan ek iets vir jou doen, kan die tannie wat 'n weduwee is, wat jy hoor, sukkel met bome wat in haar erf alles oorgroei het, kan ek vir tannie kom help om daardie bome af te sny. Ek sal kom met iemand en ons gaan die werk aanpak, ons gaan vir tannie probeer help. En dit beteken vir daai mens soveel, of iemand wat alleen is, of iemand wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Eensaamheid is 'n geweldige groot probleem in ons gemeentes. Mense wat hulle eie mense het, wat in hulle bed gaan slaap langs iemand, het nie idee hoe eensaam baie mense is nie. 'n Mens moet waaksaam wees, dit beteken om te waak en wakker te wees, moenie deur die lewe gaan asof jou geestelike oë nie oop is nie, asof jy op autopilot is. Om waaksaam te wees beteken om die gevaar vooraf raak te sien, maar ook in die lewe van jou medegelowiges. Nie sodat jy hulle kan gaan waarsku nie, maar sodat jy hulle kan help, sodat jy hulle met kan ook ondersteun. As jy sien, hierdie ene is besig om al meer en meer depressief vir jou te klink, gaan betyds. Moenie jy probeer om vir hom of vir haar die antidepressante in die keel af te druk nie, maar jou besoeke daar, jou omgee daar, die liefde wat jy daar gee, kan 'n wêreldse verskil in iemand se lewe maak. Staan vas in die geloof. Wat kan ek en jy vir ander beteken as ons nie self standvastig in die geloof is nie?
'n ding wat vir myself prakties wonderlik werk, sodat ek in my geloofslewe standvastig bly, en ek dink daar's baie mense wat van my afhanklik is 'n preke. Luister graag preke. Ek probeer my dae vul met om te kyk of ek een preek kan luister, van mense van wie ek nou hou om na te luister. En ek, dit vul my lewe, dit verryk my lewe, maar daar's baie maniere. Natuurlik, jy moet 'n gebedsroetine hê. Een van die dinge wat die wêreld vir jou sal vertel is dat jy nie kan besluit wat die waarheid is nie. Ons lewe in die postmodernistiese samelewing. Met ander woorde, daar is geen absolute waarheid nie. Alles is relatief. Niemand is reg nie. Dit is die ou New Age ding van ons is almal maar op pad na dieselfde plek toe. Ons almal dien dieselfde God, net op verskillende maniere. Dis die postmodernisme, nee. Daar is nie absolute waarhede nie. Jy kan nie so lewe nie. Daar moet absolute waarhede wees. Die Bybel is vir my 'n absolute waarheid. Ek hou aan die Bybel vas, as die waarheid, as die woord van God. Alles wat daarin staan, van Genesis tot Openbaring, is vir my die onomstootlike waarheid. Maar daar's baie mense wat onseker is. Wat kan ek vir hulle beteken, wat kan ek in hulle lewe bring? Jy kan nie glo dat hoe onseker mense is oor wat is reg en verkeerd nie. Dink aan byvoorbeeld die liberale beskouing wat oor die wêreld spoel. In 'n land soos Amerika het mense dit baie goed gesien en duidelik gesien, veral in die tyd van die demokrate, hierdie relativisme. Ek kies nie vir een van die twee kante nie, ek sê net, jy het dit daar toe baie duideliker gesien. Daar is sekere dinge wat ononderhandelbaar is. In hoofstuk 15 praat hy veral oor die geloof wat die persoon en die werk van Christus is, waarin hulle staande moet bly. Julle sal onthou van die opstandingsliggaam, spesifiek gebaseer op die opstanding van ons Here Jesus Christus. Efesiërs praat ook hiervan in die gedeelte oor die wapenrusting van God, waar Paulus skryf, staan dan vas. En dit raak al belangriker dat ons vasstaan, dat ons beginsels het, dat ons weet waarvoor ons staan, dat ons nie lyk soos onseker afkop hoenders nie, wat net rondhardloop in enige rigting, en ons almal weet waar gaan dit eindig, want die kop is af nie. Uiteindelik gaan daar die liggaam omdop mors dood. Daar is soveel valse leerstellings, en mense sien dit nie eers meer as valse leerstellings nie. YouTube kan vir 'n mens baie beteken, maar jy kry ook dat mense kom onder die verkeerde invloed. 'n Groot deel byvoorbeeld van die katekisasie wat ek aanbied in die belydennisklas is apologetiek. Ek laat hulle spesifieke dwalings lees. Op hierdie stadium lees hulle byvoorbeeld oor die 7de dagse Adventiste. Wat is die spesifieke dwaling? Wat sê hulle, wat leer hulle, hoekom kan ons nie daarmee saamgaan nie? Paulus praat byvoorbeeld in hierdie gedeelte op die eerste dag van die week. Dit is nie die 7de dag van die week nie, nee. Dit is nie meer die Sabbat nie, dis nou die dag van die Here se opstanding, die eerste dag van die week. Wees manhaftig is vir my bietjie beter as manlik, nee. Ek sal nou nie vir 'n vrou kan sê, wees manlik nie, ek weet wat hy daarmee bedoel, maar as ek sou sê, wees manhaftig, dan is dit meer universeel. Dit is, die woord man, stel nie bloot 'n kontras met die vroulike eienskappe nie, dit staan ook in kontras met kinderlike maniere, wees volwasse, wees sterk, staan vas, tree korrek op, doen die regte ding op die regte tyd, doen wat God van jou verwag, wees gehoorsaam, en dit verg gewilligheid, dit verg die Heilige Gees, dit verg krag, en dit is so nodig in die wêreld waarin ons leef, waar daar soveel onsekerheid is, waar dinge so net dryf tussen enige denkbare pool,
Ons het hierdie manhaftigheid nodig, die opstaan en duidelik sê waarvoor ons staan. Dit beteken om moedig te wees, nie deur te roem in jou eie krag nie, maar deur te staan in die krag wat God voorsien. Dis dieselfde Paulus wat skryf, daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewing. Of die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Hy skryf ook, wees manhaftig, wees moedig. Ons is nie altyd almal moedig nie. Dit gaan oor die verstaan van die evangelie en die uitleef van die waarheid van daardie evangelie. Ons moet nie terugdeins nie. Die oorwinning is ons in Christus, en dit weet ek, maar ek moet ook bid dat ek die krag het om in daardie oorwinning te leef en te staan. Dus die aanmoediging om soos mans op te tree, is nie 'n aanmoediging om byvoorbeeld jou spiere te gaan oefen en baie taai voor te kom nie. Dit is om te vas te klou aan jou rots Christus en om in hom in hierdie wêreld te staan en baie duidelik vir die wêreld te wys dat jy staan in hom en jy staan by hom. Hulle moet waaksaam wees sodat hulle staande kon bly in die geloof. As jy vas staan in die geloof, sal jy nie onvolwasse en kinderagtig wees nie, inteendeel jy sal volwasse moed aan die dag lê. En wanneer jy hierdie volwasse moed het, wat voortvloei uit geloof, dan sal jy sterk wees. En alles wat ons doen, moet ons met die liefde gedoen word. Nou ja, ek dink die tyd gaan lyk vir my vanaand bietjie vang. Ek kan probeer klaarmaak deur te sê. Die laaste deel, dit wat Paulus ook in sy eie handskrif hier skryf, is hy skryf liefde. Ek kom agter dat hierdie hele hoofstuk is deurspek van die liefde. En hoe hy dit sien en hoe hy dit uitleef en hoe hy dit by hierdie mense aanmoedig. Hy identifiseer spesifieke mense en Paulus het 'n baie sterk liefdevolle gevoel teenoor hierdie mense. Paulus het werklik die mense wat hy bedien het liefgehad. En ek dink is belangrik. Ek dink 'n predikant moet sy lidmate lief hê. 'n Ouderling moet die lidmate wat hy voor in die besonder bedien, hulle moet weet dat hy hulle lief het. En ons in die gemeente moet mekaar lief hê. En liefde moet nie iets soetsappig wees nie. Dis nie maar net 'n drukkie wat ons mekaar by die kerk gee nie. Dit is omgee. Dit is betrokke wees by mekaar. Dit is ondersteuning gee aan mekaar. En dit sien jy so duidelik. En dit is ook liefde vir gelowiges, ware gelowiges van ander kerke. Vir die mense in Jerusalem wat hulle nog nie eers ontmoet het nie. Maar ons sal op 'n sekere manier teenoor mekaar optree as ons mekaar wel sou teekom. So die liefde is dink ek hoe Paulus hierdie brief dan ook afsluit in aansluiting by die belangrikheid van die liefde soos wat hy gesê het in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek sal net 'n bietjie kyk of ons weer gaan kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 16. Miskien doen ons tog, maar ons sal éventueel kom by 2 Korintiërs as die Here wil. Is daar enige vrae of opmerkings van julle kant af? Goed, ek sien nie dat iemand iets geskryf het of unmute het nie. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek dink 'n mens leer baie van die kerk van die Here in 1 Korintiërs 16. Jy verstaan ook hoekom ons sekere dinge spesifiek doen, soos wat ons dit doen, ook in die gereformeerde kerk. Hierna kyk ons 'n bietjie na die verhouding, spesifiek ook, dink ek is dit 'n woord vir mense wat alleen is, enkelinge, hoe kan ek my lewe benader, maar ook weer eens maar die huwelik, dit is die groot verhouding waarin baie van ons staan, so dit net hierna. Ek sluit vir ons hierdie Bybelstudie af met 'n gebed. Ons Vader in die hemel, baie dankie
vir die kerk van u seun. Dankie dat ons almal kan deel wees van verskillende gemeentes. Here, help ons om voluit toegewy te wees aan u en dat ons toewyding ook gesien en beleef kan word in die gemeentes waarvan ons deel is. Ja, Here, seën u kerk oor die hele wêreld. Ons is almal een liggaam van ons Here Jesus Christus. Ons behoort aan mekaar en ons is lief vir mekaar. Here, ons vra dit van u in u seun se naam. Amen. Goed, julle, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons gaan nou binnekort begin